Goeiemorgen, broers en susters. Baie welkom in die kerk vanoggend. Kom ek sê net heel eerste voor ek vergeet, daar is maar so van tyd tot tyd bietjie nie goeie ontvangs by al die plekke waar mense op watter verskillende maniere ook by Louisa Meiburg en met ander plekke wat hulle nie altyd opvang het, ek ietsie reg aangesit nie. So. Daar kom die eerste moeilikheid. Daar sê, baie dankie Ansu. Hierdie vrou se salaris kan maar vir 3-dubbel word hoor. So, nou kom ek sê dit net gou oor by Louisa Meiburg en van die plekke waar die mense moet ontvang, is daar nou soms so 'n bietjie van 'n nie goeie ontvangsie om verskillende redes. Daar word gedurig daaraan aandag gegee. Die tegnologie is wonderlik, dit maak goed moontlik wat ons nou nie eers van verstaan nie, maar daar kom maar ook soms probleempies. So ons vra maar so 'n bietjie geduld en ek het daar by Louisa Meiburg vir die inwoners beloof, ek sal hierdie mense wat verantwoordelik is behalwe vir Ansu, sal ek opdons van 10 kante af, laat dit kan regwerk. So, ons gaan ons uiterste bes probeer. Maar baie welkom vanoggend, is daar besoekers by ons wat vir die eerste keer hier is. Ek sien nêrens 'n handie, so dan sê ek net vir almal baie welkom wat altyd hier is. Ek moet dan net vir u sê, ek was verlede week ontvoer gewees. En dit was nogal 'n baie slegte ding, maar ek weet nie waar ek was nie. Maar ek was nie hier nie, want hier was dit so warm dat dit nie hier kan wees nie. So nou net ter verduideliking, dat jy daarom nou 'n bietjie mooi moet verstaan. Ek kon nie glo ook net toe sien mense maak deure toe nie. Ek sweet nog van verlede week af so. Maar nou ja, dit was 'n rowwe Sondag, maar dis die voorreg om hier saam te wees. Die katekese begin vandag en daarom wil ek graag spesiaal vir die kinders baie welkom sê. Ons gaan probeer om die diens so bietjie die mooi woord wat hulle gebruik is, kindervriendelik te maak. Ek hoop altyd die woord wat ons verkondig en die diens wat ons hou, en ek dink ons dominee Robert Jonslag uitstekend daarin, lekker jong man met nuwe vars idees en goede om die kinders ook te bereik en by almal lekker uit te kom, maar ons vertrou dat vir ons kinders ook dit in die kerk en by die skool en in elke opsig en vir u as ouers en die oupas en die oumas en almal saam, dat dit 'n baie heerlike en 'n mooi jaar sal wees. Ek het nou gesê van die klank, dit moet ek en wil ek nie vergeet nie, want dit is altyd belangrik en ek hoop regtig ons inluisteraars hoor ook vir almal baie mooi. Nou, ons tema vandag, laat ons met die Gees in pas bly. Nou as jy nou kyk na die prentjie wat Ansu vir ons opgesit het, dis pragtig, en ek wil nou al vir u sê, as ons so daarna kyk, die pad maak 'n vurk. Ek dink links is altyd die dwaalweg, so om die Gees te volg, gaan ons maar die regterkant se pad vat, wat die regte pad is, waarop die Gees dan vir ons lei, en mag dit vir ons dan ook 'n besondere ervaring wees om die lewe van Jesus Christus onder die beheer van sy Gees elke dag te lewe. Kom ek begin vir ons met ons aanvangswoord. U kan rustig sit en luister, oor toe maak as u wil. Ek gaan vir ons Psalm 121 lees, maar die hele Psalm nie, net altyd daai inleidende verse wat vir ons sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom nie. Ek gaan dit lees in die vertaling vir almal, en die hele Psalm is net 8 verse. Kom ons sit en ons luister net rustig daarna. Ek kyk op na die berge en ek vra, van waar sal iemand kom om my te help?
dit is die Here wat my sal help, die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal keer dat jy nie val nie, hy beskerm jou, hy slaap nie. Die Here slaap nooit, dit is seker. Hy beskerm sy volk. Die Here beskerm jou, hy is altyd langs jou om jou te beskerm. Die son sal jou nie siek laat word in die dag nie, en die maan ook nie in die nag nie. Die Here sal jou beskerm teen alles wat sleg is. Jou lewe sal veilig wees. Die Here sal jou beskerm oral waar jy gaan. Nou en vir altyd. Amen. Met hierdie sekerheid, geliefdes, mag die genade, die liefde en die vrede van God op u pad elke dag die sekerheid wees waarmee u lewe. Kom ons sing nou 2 liedere, lied 205, die 3 verse is net 'n heerlike loflied wat ons saam sing, en dan lied 260, ons gaan daarvan verse 6, 7 en 11 sing. Nou dis 'n lied waarin ons die geloofsbelijdenis ook het, so daarom met daai 3 verse, ek kan maar op die woorde let, dan is dit sommer vir ons, waar ons vanoggend al ons geloof ook bely met dankbaarheid teenoor die Here dat ons dit kan doen. Kom ons sing heerlik saam.
Ek wil gou net vra dat iemand vir ons die kers kom aansteek asseblief. Daar sê ek het nou nie met toe maar, ja daar nee, hy het nou hand opgesteek, maar toe was jy lyk vir my die oom gaan vir jou kans gee, wil jy gou kom? Dis reg. Nou, dan gaan ek nou, terwyl hy nou die kers kom aansteek, baie dankie. Hy is voorop, Daniel sê, hy is voorop die wa, hy moet oppas net oor sy weer in die leeukuil, so, nou, terwyl hy nou die kers vir ons aansteek, dis mos nou vir ons die boodskap van lig, die lewe in Christus, wat vir ons baie belangrik is. Nou, ons het nou net gesing, by lied 205, hy inspireer ons, en stuur ons deur sy gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. So, die belangrike wat ons altyd in gedagte moet hou, wanneer ons die kers aansteek hier in die kerk. Op 'n manier wil ek sê, die kers moet eintlik nie in die kerk brand nie, want die beeld wat gebruik word, is dat ons die kerse is, wie se lig in die wêreld duidelik gesien moet word. So ons moet dit altyd mooi onthou, ons is die lig vir die wêreld, en hierdie is net om vir ons dan dit mooi te laat verstaan, en ons voortdurend daaraan te herinner. So kom ons onthou dit, en ons gaan wees elke dag lig, of dit nou by die werk is, of dit by die skool is, dalk is 'n mens nou in 'n nuwe skool, of hoërskool toe, of iets van die aard, maar gaan gebruik die geleentheid, dat die lig regtig kan skyn. Nou, kom ons bid nou saam. Here, as ons hoor, dat ons die lig vir die wêreld is, en soos wat ons met hierdie gewone beeld van die kers wat brand, die lig kan sien, daaraan herinner kan word, bid ons dat U vir ons sal help, en soos wat U vir ons beloof, Here, en soos wat ons in die woord ook hoor, U vir ons regtig in hierdie wêreld wil gebruik, is ons gebed, dat U vir ons sal lei en sal help, want ons weet, uit onsself, kan ons dit nie doen nie, kan ons dit nie regkry nie. Here, ons bid dan dat U nou vir ons ook in ons diens vanoggend ryklik sal seën. Dankie vir die heerlike koeler weer wat ons hier nou van eergister af ook het, en dat dit bietjie kon reën, wat 'n groot verskil gemaak het. Here, baie dankie dat ons kan aflei en verstaan dat die meeste brande geblus is, en ons bid dan dat U ook met skade wat daar was, nood wat daar nou is, as gevolg daarvan, dat U ook met mense in hulle nood sal wees, en Here, as U deur die Gees vir ons lei, as U vir ons wil laat optree, 'n navolging van die Here Jesus in hierdie wêreld, dan weet ons het ook die roeping, die opdrag, die verantwoordelikheid om in hierdie wêreld te help, op watter manier ons ook al kan. En daarom bid ons, maak ons oë oop en gee dat ons gewillig sal wees om te doen wat U wil hê. Here, ons bid vanoggend vir elke kind in Nooit Gedagte gemeente. Ons wat ouer is, as ouers en oupas en oumas en bure en wie ook al, ons wil, Here, dat U vir ons so gebruik, dat ons kinders U liefde in ons kan sien, dat hulle dit kan leer en navolg, en dat hulle dit ook so dan kan lewe. Maak ons vry van 'n ongehoorsame lewe aan U. Baie dankie vir al U goedheid, vir al U liefde, vir al
u genade. En Here, ons het die afgelope tyd ook sterfgevalle gehad, hier by Louisa Meiburg, en ander ook, en ons gebed is dat u met elkeen van ons mense sal wees, dat u sal troos. Die lewe gaan vinnig weer aan. En dan is daar die naaste mense vir wie dit ontwrig is, vir wie dit hartseer is en stikkend is. Wil u vir hulle vashou, in u liefde bewus maak van u nabyheid en u sorg. En Here, u kan dit op 'n besondere manier ook doen, deur ons vir wie u wil gebruik. Maak vir ons gewillig, met 'n besoekie, met 'n bietjie gaan sit en luister, met 'n bederfie, met wat ook al. En baie dankie Here vir die besondere wyse waarop dit ook op verskillende maniere gedoen word, uit dankbaarheid, omdat u ons Vader is, wat vir ons ook so kan gebruik. Ons dankie dat ons nou na u woord kan luister, en nou bid ons Here dat u die woord ook nou vir ons duidelik sal maak, dat ons dit kan hoor, dat u vir ons daarvan sal oortuig, dat ons dit ons lewe maak, deur u genade alleen, in Jesus ons Here, deur die werking van u Heilige Gees. Amen. In die woord van die Here lees ek vir ons nou by Galasiërs hoofstuk 5 van vers 13 af. Nou, hierdie is vir ons almal 'n baie bekende gedeelte, en ek weet hoe ouer mense in die kerk is, hoe meer boodskappe het hulle ook al hieroor gehoor, en dit is maar goed as ons gedurig ook weer hieraan herinner word. By Galasiërs 5 vers 13, julle geliefdes, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So daarmee het ons sommer die wet ook, en hierdie baie belangrike opdrag, dat ons mekaar moet lief hê. En hier hoor ons in die volgende vers, 15. Maar julle byt en verskeur mekaar, pas op dat julle mekaar nie dalk heeltemal verslind nie. Dis nie liefde nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, riesies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees.
laat die Gees nou ook julle gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uitdag of op mekaar afgunstig wees nie. Tot sover ons skriflesing met die gebed dat die Here self dit vir ons werklik ook sal laat hoor en gehoorsaam in ons lewe elke dag. Ons tema het ek reeds genoem, laat ons met die Gees in pas bly. In die 2020 vertaling kry ons daardie woordjie in pas bly, want daar is die vertaling van vers 25 soos volg. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou die van ons wat bietjie diensplig gedoen het of in die polisie is en daai tipe van goed, ons weet wat dit beteken om wanneer 'n mens marcheer in pas te bly. So dis 'n pragtige beeld om te gebruik teenoor die 83 vertaling soos wat ons dit gelees het. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons gedrag moet deur die Gees van God bepaal word. Ons moet met die Gees in pas bly, baie treffend. En as ons daarna kyk, in die Bybel vir almal, lees ons die Heilige Gees het die ware lewe vir ons gegee. Dis weer 'n pragtige ander aksent. Daarom moet ons ook vir die Gees vra om ons lewe te regeer. Hy het vir ons die nuwe lewe gegee. Dis die lewe wat ons in Jesus Christus het. Dis ons nuwe natuur in Christus teenoor die ou natuur van in sonde lewe waarteen ons 'n voortdurende stryd het. En nou moet die Gees wat vir ons die nuwe lewe gegee het, ons regeer, ons gedrag bepaal, vir ons help om in pas met hom te bly elke dag. En dit is hoekom ons dit baie mooi moet hoor, sodat ons dit in die wêreld kan gaan naleef, sodat in die wêreld die lig en die sout wat ons in die wêreld moet wees, dat dit duidelik sigbaar moet wees. Die Heilige Gees moet ons lewens regeer. Hoe gaan hy dit doen? En nou hoor ons, en nou kan ons na vers 22 toe gaan, waar ons die vrug van die Gees kry, wat vir ons sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou, as ons aan die vrug dink, en dan ook vrug in die sin van, soos wat ons vrugte, verskillende soorte vrugte aan bome kry, dan weet ons dadelik waarvan ons hou, wat vir ons lekker is, wat ons geniet ensovoorts. Nou, ek hoop die kinders kan nou 'n bietjie van waar hulle sit mooi sien, maar ek het hier 'n paar piesangs, nou ek het nou is dit toch uit so aan soos ek nou hier so staan, daar sê, nee, sê die beeld nou weer reg daar vir die mense wat kyk. Nou, ek het hier 'n paar piesangs, ek dink ek gaan sommer vir Rit een aanbied, want hier's nou nie 'n kind naby genoeg nie, 'n heerlik, kyk net so, hulle moet nou net hier uitval nie, maar ek weet nie, wat dink 'n mens, hoe moet 'n mens nou, kyk nou net hoe lyk hulle, maar hulle is lekker sappige piesangs lyk dit vir my, ek dink hulle behoort verskriklik lekker te wees. Ek dink net, ons moet baie mooi daarteen waak, dat die vrug van die Gees in ons lewe, nie naderhand, so lyk nie. Dit gaan vir ons probleme skep. Ek sal nou nie hierdie vrugte so intoe vat nie, want ek het ordentlike goed gebring, party mense sal dalk daarvan hou,
So, daar is mos nou, so met 'n peertjie mos lyk, hierdie piesang is nou net op sy lekker eetstadium. So, dan kan 'n mens hom nog geniet. Hier is 'n baie mooi, heerlike, soet, rooi appel, die kan 'n mens nog geniet. En dan, hou net vir Bessie daar vas asseblief, want as sy 'n geel perske sien, dan sal sy vorentoe storm. So, dis nou 'n baie lekker geel perske nou. Hierdie kan ek nou nie uit hierdie bakkie uithaal. Die dag het die koster en die hele kerkraad my pak gee hier by hierdie pragtige tafel. Nou, maar lyk ons vrug, ons optrede elke dag so. As ons kyk na die vrug van die Gees, hoe lyk my liefde? Is dit opreg? Is dit saam met die res van die vrug van die Gees? Is daar vreugde daarin? Lewe ek met blydskap? Is ek bly oor my kindskap van God, my dien van die Here, my navolging van die Heilige Gees? Het ek vrede? Het ek die vrede wat die Here Jesus in hierdie wêreld ons deel kom maak het? Kry ek dit reg om geduldig te wees? En dan moet ons maar met onsself baie mooi eerlik wees by hierdie enetjie. Lewe ek rustig ook as 'n mens nou bestuur, en baie van ons padgebruikers ry volgens hulle padreëls en nie soos wat die wette dit bepaal nie. Kry ek dit reg wanneer ek in ander omstandighede kom en in 'n lang ry staan en wag, is die geduld teenwoordig. Dit gaan saam met vriendelik wees. Word ek nie gou kwaad nie. Is ek goedhartig? Doen ek mooi dinge? Is ek bereid om in liefde op te tree? En dit moet daar buite waar ons leef gebeur elke dag. Is ek getrou? Doen ek wat die woord vir my sê, waarin die Heilige Gees vir ons wil lei om vir ons te help, dat hierdie vrug in ons lewe teenwoordig kan wees? Is ek nederig of is ek dalk maar bietjie bombasties? Het ek respek vir mense? Is dit hoe ek optree? En is ek bereid om ander eerste te stel, die geleenthede te gee wat hulle toekom, wat hulle op geregtig is, nie omdat hulle dit verdien nie, omdat dit is wat God van ons vra. Dit beteken nie ons moet vir ons laat vertrap in die wêreld nie, maar dit beteken ons moet in navolging van die Here Jesus werklik dankbaar, nederig optree. Met selfbeheersing, deur kalm te bly. Dit is so belangrik, ekskuus Anso, nou moet jy alweer skuif. Dit is so belangrik dat dat ons optrede regtig die gedrag moet toon van mense wat nuwe mense in Christus is, wat onder die beheer van die Heilige Gees lewe, wat in pas met hom is. Ek kan dan vir u sê, die een voordeel of die een plek waar my stem tot my voordeel was, waar ek baie vriende gehad het, was toe ons nou diensplig gedoen het. Want in ons opleiding het ons so, ek dink so 5 tree of so uitmekaar uitgestaan aan die een kant van die paradegrond, en so 5 tree uitmekaar uit aan die ander kant van die paradegrond. En dan moes ons nou vir mekaar bevele skree. En die ouens vir wie ek moes bevele gee, het nooit 'n probleem gehad om my te hoor nie, want solank die ou aan die ander kant foute maak, dan moet jy voor gaan begin, en jy gaan eers van die paradegrond af, as alles
afgehandel is. Julle moet aan mekaar gehoorsaam wees. En as jy vir die ou sê, met die hele rympie vooraf, voorwaarts mars, dan moet hy marcheer, en jy moet van my pas aangee. En as daar meer as een is op die dae wat dit gebeur, dan moet julle presies in pas bly. En dis hoekom dit vir my so 'n treffende beeld is, hierdie een van die 2020 vertaling, ons moet in pas bly met die Heilige Gees. Ons is maar baie geneig om ons eie koers te wil gaan, en daarom is daai beeld van die pad wat vurk, so treffend. Ons moet sorg dat ons saam met die Heilige Gees stap. Hier in vers 16 lees ons, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. En hoe belangrik is dit vir ons? Die boodskap van Jesus Christus, en dit moet ons mooi hoor vir 2026, die boodskap van Jesus Christus is 'n boodskap wat net deur die kerk, elke enkele een van ons wat bely dat Jesus die Here is, dat hy die verlosser van die wêreld is, elkeen van ons het die opdrag om in navolging van Jesus, in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, in hierdie wêreld te gaan lewe op so 'n manier dat Jesus gesien kan word en gehoor kan word. Ons lees in Galasiërs 2 by vers 19, die laaste gedeelte, en vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Al hierdie genade van God is verniet, maar die offer wat daarmee saamgaan om gehoorsaam te wees, is nie goedkoop nie. Dit vra toewyding, dit vra luister, volg, gehoorsaam wees aan die Gees van God om vir hom te kan leef. Ons moet besef, en dit is baie belangrik, dat die lewe van die Here Jesus niks anders is as wat die Heilige Gees deel van ons lewens wil maak nie. En nou moet ons weet, net soos wat Jesus alleen ons verlosser is, net so is die Heilige Gees alleen die een wat vir ons hierin kan lei. Johannes 14:16 sê vir ons, hy lei vir ons in die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus is die waarheid. Om hom te volg beteken en vra van ons om gehoorsaam te wees aan sy Gees wat vir ons in hierdie waarheid dan lei. Ek wil vir ons gou nog 'n paar verse lees hier by 1 Johannes 4 van vers 7 af. Ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Ek dink op 'n manier moet ons verstaan die vrug van die Gees. Alles wat daar genoem word van liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing, alles wat daar genoem word, is dit wat ons kan saamvat in die een woordjie, in die heel eerste een, naamlik die liefde. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het,
deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dis die liefde wat God aan ons bewys het. Nou sê hy, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En hoor nou mooi, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Hieraan weet ons dat ons in hom bly, hy het ons vir ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Hoe bly God in ons? Deur sy Heilige Gees, wat by ons is, in ons woon en vir ons in die waarheid lei. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. God het vir ons sy gees gegee om vir ons te help om in hierdie wêreld werklik te kan gaan lief hê. Nou, as ons dan na vers 25 kyk, wat ek vir u in die 3 vertalings gelees het, dan staan hier vir ons lewe deur die Gees, dat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons lewe moet in pas bly met die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lewe regeer. Op die manier kan ons alleen aan God gehoorsaam wees. Met ander woorde, of ek waar ook al is, elke plek waar ek kom, moet my optrede altyd oorheers word deur die Heilige Gees, dat die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid en alles wat daarmee saamgaan, regtig sigbaar is. Miskien moet ek dit maar gou sê, ek moes Vrydagoggend by 'n plek goue rekening gaan betaal. Maar daarmee gaan toe saam, want ek meen, ek en Bessie is nogal redelik gestel daarop, julle kan enige tyd vir ons geld leen, ons sal dit nooit nie terugbetaal. Wat ons ook al tref, maar betaal gaan ons betaal. En ons werk ook nie met skuld of ons probeer om dit nie te doen nie. Maar nou kry jy mos nou soos 'n knieoperasiekie en 'n dingetjie, en dan kom die rekenings nogal alweer, kom nog aan as die knie omtrent alweer geopereer moet word. Nou, maar toe kom maar nou nog so een van die ou rekeningkies, en op die 12de Desember het ons by die plek gaan seker maak, ons betaal nou alles. En toe kry ons nou so 'n SMS waarin hulle vir ons sê, maar hulle gaan nou gelukkig nie vir Harry, hulle gaan vir my aan die invorderaars oorhandig. Nou, 'n mens kan vir my baie goed sê, maar nou weet ek, gaan maar as nou nog weer koste bykom, ek meen, nou kom ek by die plek, en ek is nou redelik onstuimig hier in my binneste, maar ek doen my uiterste bes om so kalm as moontlik te wees, want ek moet nou gelukkig vir myself, op daai stadium moet ek nou al ver voorberei aan die preek, so nou besef ek sê van myself, nou moet die preek aanwerk in jou lewe, nou, maar dit is so ongelooflik belangrik, en ek meen, ek kon daar uitstap, en ek is gehelp, ek het betaal, maar ek meen, lag, stap ek daar van die vrouwtjie af weg, wat my gehelp het. Nou, ons kan het nie uit onsself recht kry nie. Ons moet onder die beheer van die Heilige Gees elke dag
lewe. Weet julle, ja, die horlosie is alweer aan die beklei met my, maar hier by hierdie 2020 vertaling, hierdie Galasiërs 5, ek wil so bietjie meer nog lees as net daar vers 20. Hy sê vir ons, vriende, vers 13, God wil hê julle moet vry wees, maar julle moet nie dink dat julle is vry en dan doen julle die slegte dinge wat mense graag doen nie. Nee, julle moet lief wees vir mekaar, want die boodskap van al God se wette is, jy moet lief wees vir jou naaste, soos jy lief is vir jouself. Dit is vir ons so belangrik, ons hele optrede. Vers 16, ek sê vir julle, die Heilige Gees moet julle lewens regeer, dan sal julle nie die slegte dinge doen wat mense graag doen nie. Ons wil maar die handskoene aantrek en die boksgeveg begin, in baie opsigte. Dit werk nie. Dit bring ons nêrens nie. Dit pas nie by die kind van God nie. Dis nie soos die Gees vir ons lei nie. Daarom, vers 22, maar as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan doen hulle goeie dinge. Hulle is lief vir ander mense, hulle is bly, hulle maak vrede, hulle is geduldig, vriendelik en goed. Hulle doen wat hulle beloof, hulle word nie maklik kwaad nie, hulle bly kalm. Die wette sê al hierdie dinge is goed. Ja, die mense wat aan Christus Jesus behoort, het opgehou om slegte dinge te doen. Hulle wil dit nie meer doen nie. Die Heilige Gees het die ware lewe vir ons gegee. Daarom moet ons ook vir die Gees vra om ons lewe te regeer. Ons moenie hoogmoedig wees nie en ons moenie mekaar terg en jaloers wees op mekaar nie. Nou weet ons, die vrug wat ons daar in die wêreld moet gaan dra, hierdie liefde en vreugde en vrede en geduld en selfbeheersing en daai goed, gaan nie werk nie. Anso, bring gou vir ons daai vrug van die Gees en dan kyk ons gou, nou moet ons 'n paar kinders ook hê, so ek wil net hê ons moet hierdie prentjie, ons is mos nou nie, daar staan daai pragtige boom op die skerm met 'n vrot appel en 'n mooi appel. Nou daar's mooi staan al hierdie vrug van die Gees daar op die boom. Is daar 3 kinders wat gou wil vorentoe kom asseblief? Daar's eenetjie, hy gaan vinnig kom. Ek sal vas so jy kan aansteek aansoek. En nou jy kan deur sy ore steek of deur sy vingers. Hier kom nog 'n man. Jong, jy's my hero. En weet jy wat? As julle vanoggend uit die kerk uit gaan, Ansu, wat is jou meisiekind se naam? Annika. Tannie Ansu se dogter Annika gaan daar by die voorste deur in die kerk wees. Nou moet julle almal mooi luister, want sy gaan vir julle elkeen 'n lekkertjie gee. Want ek is so bly julle is vanoggend hier. En daar sy. Nou, oeps, daar laat val ek sommer al van geen laerskooljuffrou of enige iemand mag kyk na hierdie kunswerke van my nie. Dit is alles wit vrugte, want dit is klaar afgeskil, hulle is reg om te eet, so. Nou, daar sê, nou vat ons gou vir hom, daar moet nog 'n kind kom asseblief, daar moet gou nog enetjie kom. Daar sê, daar kom nog 'n man. Daar sê. Nou, kyk, terwyl Ansu nog so aansit, wat moet in ons lewens gebeur? Ons het nou hierdie 'n paar vruggies hier, so. Dis nou appels en pere en piesangs vir die mense wat nou nie goeie kuns kan waardeer nie. En so as julle nou daarna kyk, draai so 'n bietjie om en julle kan maar sommer so stap dat die mense 'n bietjie kan kyk ook. Maar as hulle nou kyk, die vrug van die Gees moet met die boodskap moet onder leiding van die Heilige Gees in ons lewens sigbaar wees. Ons kan nie appels en pere en piesangs en goeie mangoes en wat ook al alles dra nie. Die vrug
van die Gees moet in ons lewens regtig sigbaar wees. So, mag dit vir ons help om elke dag te verstaan en te lewe, dit moet in my lewe sigbaar wees. So, nou, moet die tannie dit nou afval. So, gaan julle net so loop, daar sê, en luister, julle kan vir Annika vra, julle kan elkeen 2 lekkertjies kry, daar sê, as julle nou by die kerk al voor uitstap. Goed, nou, ons gebed is, dat die Here vir ons sal help, en nou sluit ek af vir die groot mense. Wat doen die politici met elke verkiesing? Hulle maak verskriklike mooi beloftes, van alles wat hulle gaan doen, alles wat ons gaan hê, almal gaan mooi huise kry, en verniet elektrisiteit, dan wat se goed nie alles nie. En wat kom maar van? 0. Gaan ons met die Heilige Gees so werk, dat as ons in hierdie wêreld gaan lewe, daar niks gaan kom van die liefde nie. Daar is nie 'n manier dat dit so kan of mag wees nie. Ons is God se kinders wat aan hom getrou en gehoorsaam moet wees. Mag ons daarom onder die leiding van die Heilige Gees elke dag lewe en die verskil maak wat God in ons wêreld kom maak het, waarin en waardeur hy alleen verheerlik kan word en sy koninkryk kan kom. Amen. Ons Vader in die hemel, baie dankie Here vir die woord, baie dankie vir die waarheid en vir die wete met hierdie nuwe lewe, in gehoorsaamheid aan U, in toewyding aan U, wanneer ons die vrug van die Gees dra, alleen dan kan die wêreld vir U in ons lewens sien. En nou bid ons, Here, lei vir ons in oorgawe, in toewyding, in gehoorsaamheid aan U. Ons besef, in die wêreld is dit nie maklik nie. Maar Here, as ons vir iemand laat ervaar, by die skool vir 'n maatjie, 'n vriend, vriendin, 'n regte Jesus liefde laat ervaar, by die werk, wanneer ons in die strate bestuur, wanneer ons 'n rekening moet betaal, wanneer ons wat ook al moet doen, dat ons in hierdie wêreld 'n werklike verskil kan maak, tot U eer alleen. Here, ons wil in hierdie wêreld dat die lig so skyn, dat die lewe kan kom, en dat U naam groot gemaak word. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van die dankoffers en dan die aankondigings daarna.
sê, kom ons bid gou saam. Liewe Here, baie dankie dat U vir ons lief het. Baie dankie dat U vir ons omgee, dat U vir ons sorg. Ons loof en prys U, Here. En nou vra ons dat dit wat ons nou geïn het, Here, asseblief sal U dit seën en help vir ons, Here, om dit werklik met wysheid en insig ook hier in die gemeente aan te wend. In Jesus naam. Amen. Ek het so 'n paar afkondigingkies. Al die kommissies, kyk toch daar, dit is 'n bedrywige maand hierdie. Vrouwediens, barmhartigheid en erediens, dit is nou Dinsdag. Kyk maar die tye daar asseblief, almal wat daar betrokke is. En op Woensdag is dit sending en eiendomskommissie, sien ek. Ons sê maar weer, as jy voel jy kan op 'n kommissie insaal lewer, kom sluit aan by die kommissie. So, ons het altyd mense met 'n bietjie ander siening miskien as ons. Dis wyd oop, almal, dis nie net vir kerkraad nie. Kom sluit aan by die kommissies. Die sien daar alreeds is nou al weer amper besaardheid, die datum het geskuif, nie toch maar net kennis is nog bietjie vroeg, maar kyk maar daar, die 30 Mei is nou die besaardatum. Ons vra maar weer as jy 'n nuwe intrekker is, daarvoor in die portaal is daar 'n vormpie, as jy vir ons dit kan invul, sodat die nodige administrasie gedoen kan word. Ek het nie verjaarsdag vandag nie. Erik, verjaar jy vandag? Nee. Maar allemaal wat in die week verjaar, baie geluk, mag julle in die nuwelingsverjaar Godse liefde en sy omgee ervaar. En ek het die huweliksherdenking hierso. Niels en Carina is ons vandag, nee, is 57 jaar getrouwd, ons sê vir hulle baie geluk, mag het nog baie jare wees. Ons op ons gebedslysie, ons bid, die skool het begin, ons bid Here, dat die Here ook by die onderwysers sal wees, wat 'n baie groot taak het, en ook die leerlinge, wat hulle kan moet bring, en allemaal wat siek is in die gemeente. Ek weet, ek hoor van Relda, wat sukkel met haar gesondheid, kom ons bid dat die Here ook by haar sal wees. Goeiemôre almal. Ek kan nie glo dat die eerste maand al bietjie net verby halfpad trek nie. Maar al is dit laat, wil ek tog vir almal wat vir ons etes gebring het met Kersdag baie dankie sê. Ek wens almal wat daai etes bring, kan die dankbaarheid by sommige van daai mense sien, eintlik by almal. Dat hulle amper nie kan glo, hulle kry hierdie ete gratis en dit is heerlik. Ons het terugvoere gekry by Kabega Oort, beide van die kantoor af en van mense wat vir hulle gesê het, ag hulle wens hierdie gemeente hou aan daarmee. So baie dankie. En dan, waar is Dominee Matthäus? Waar is hy? Dan wil ek sommer vir hom sê, nou vir al die tyd wat hy vir ons afgelos het, baie dankie. Baie dankie vir die boodskappe, baie dankie vir die pastorale hulp wat nodig was, baie dankie, ons wens jou ook die allermooiste toe vir die nuwe jaar, vir 2026, doen so voort. Baie dankie. Baie dankie. Nou, ek wil net sê, ek is nou van môre af weer met verlof. Ek is dan lekker op pensioenverlof. Ek werk so 3-4 weke en dan is ek vir so 11 maande met verlof. So dis 'n groot voorreg. Ek wil net Attie noem net nou vir my. Ek wil net vir almal vriendelik nooi, as ons kyk na die aankondigings en die uitnodigings na geleenthede wat daar is, waar mense verskil kan maak. Vra vir jouself, waar wil die Gees vir jou gebruik, en gaan om lekker te groei in die geloof. Kyk na die Bybelstudiegroepe, die woensdagoggend, daar by Anita, woensdaagaande en Saterdagoggend is 7uur, die mannengroep van Henry. Ek is self ook daar en ons geniet dit. Weet julle, daar is gisteroggend op daai groepie 'n boodskap van Piet Nel daar uit Botswana uit waar hy nou bly. Hy sê
Hy mis dit so om op 'n Saterdagoggend daar te kan wees. Jy word nie vasgevra by geen Bybelstudiegroep nie. Jy kom geniet dit, jy leer saam met almal en ons help vir mekaar op die manier. Maak gebruik daarvan, die geleenthede is daar. Kom ons bly na lied, of ons kyk na lied 440, ons sing die 4 verse daarvan heerlik saam. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Die Here is naby jou en hy is genadig vir jou. Die Here doen wat jy vra en hy laat dit goed gaan met jou. Amen.